Goed mensen, welkom bij Farmspace. Ons is hier op Douglas groentoerdag wat morgen begint. En Tjoepie achter die camera praat met mij, Arend alweer van Monoset. Iedere keer kan ik nog zeggen, ja hoe gaat dit? En jij moet zeggen, die dingen mooi lopen. Of loop mooi, of hoe zeg je dat? Net soos dit hardloop, nee. Daar je. Okay, so, jou Monosem Wingmax. Ons is nou hierso by die groendag, as ons dit so kan stel, of die dag voor die groendag. Verduidelik my gou eers vinnig wat die Wingmax aanbetref. Waar pas hierdie planter presies in? Wat is jou target mark met hom? Dus nou die opvouw 16 rij. Nee, ons het het dwars sleep en hier is die opvouw. En as jy praat van, want kyk, weer eens, as ek my besproeiingsskep hier opsit, dan die oomblik as ek die sleep ene moet deurtrek, dis mos nou moeite om van plaas tot plaas te gaan. Hulle het hierdie wildsynnings, hierdie ene vou net baie vinnig op, en dan deur die hek, dan gaan jy vou oop en go. Net so, dis 'n vertical vouw. So 4 karretjies rechts, 4 karretjies links vouw op. Sê gou vir my, hoe lank is hy al in die mark? Dit is mos nou die 3de jaar. Ja. Ja. So hy is al 3 jaar wat hy in die mark is, maar voor dit, ontwikkeling en daai tipe van goed? Hierdie spesifieke ene het mos al 2 seisoene geplant by Johan Jacobs daar aan die kant Douglas. So hy is al 2 seisoene wat hy in die go is? Hy is al 2 seisoene oud. Nou, en kom ons werk net gou hierso deur met wat die struktuur aanbetref, want as ek die storie so kyk, voel dit vir my asof jy 'n filosofie het van gee hom net meer staal, dan sal hy reg wees. Ons voorste balk wat die kunsmisstoels op sit, is dieselfde 7 balk as die agterbalk wat die karretjies op sit. So ja, jy gaan hom nie breek nie. Jy sien, dit is wat ek graag wil hê. Ek wil nie, want jy weet mos nou klippe is altyd 'n issue. So, yes. Kijk, dit het te doen met sy konstruksie. Dit is nie of jy 'n 7 balk nodig het vir die kunsmistool. Laat ons maar eerlik wees. Die wat nie kunsmistools op 7 balke klamp, gaan die balk ook nie breek nie. Hierdie het te doen met sy raamkonstruksie, is van voor tot agter 'n dubbel balkkonstruksie. En die hele vouwmeganisme is aan albei kante vas. Okay. So, dit is maar 7 balk weens die Wingmax het 'n sterk skaneeraksie. En sê gou vir my, want ons is nou hierso vandag, ons het nou sommer hier op bietjie ouerige koringka wat hulle som deurgesleep het en hy het baie goed daar deurgeplant sonder enige probleme. Met net die huidige snykouters wat jy op het. Ja. En dan ook die tand waar hulle die kunsmis geplaas het. En volgens Johan, julle kan daai video gaan kyk, hy het hom presies reg in sy pocket waar hy hom wil hê, 5 cm onder die put en dink 6 weg of andersom, ek kan nie mooi onthou nie, maar dis waar hy hom wou gehad het. En dan daai rou cleaners wat jy basies daar op het. Maar nou verduidelik my wat staan hierso regs. Hou gou eers aan. Jy vra nou wat se mark target ons. Ons bou 'n planter vir enige area, né? Ja. So, hierdie kant het ek nou ook 2 verskillende kunsmistools opgeset. Dit is net vir die demonstrasie, né? Hierdie een is ons konvensionele tool. 20 duim snykouter met 'n side knife, SKF AgriHub. Dit is dit wat die boere in Suid-Afrika moes almal ken, of hulle planter nou rooi, groen of geel is. Yes. Dit was ook actually hier op, Johan Jacobs het die eerste jaar met dit geplant. Wat ek hou van die ding ook is, nee, ek sien dit nou, ek het dit net raak gesien toe die planter op is, daai besigheid wat jy gekaste daar aan die onderkant. Het aan die onderkant 'n bietjie van 'n ski. Ja, sodat hy nie soveel grond op die bering kry nie, is ek reg? Ja. Is dit die hoofrede vir daai? Kom, laat ons eerlik wees. Ons sin is oulik, maar al die ander mense sin is ook oulik. Dit ken elke boer in Suid-Afrika. Elke ou weet dit werk. 20 duim kouter, SKF AgriHub, side knife. Ja, maar jy moet my vergewe, ek sit gewoonlik net die saad en die kunsmis gaan deur die pivot, nee. Ja, so die is mooi, maar né? Dit is nie so enorm iets bijzonders nie. En dan die een langsom, wat is die verskil tussen hulle twee? Nou, in die volgende jaar zet Johan nou tanne op, want hij wil een bietjie no-till. Ja. En dit is dan nou een hele ander toolkit op precies dezelfde planten, op precies dezelfde raam. Verander hij toen nou naar die snijkouter, wat recht loopt en niks plaats niet, net rest te snij. Ik kan zijn diepte stellen, ik kan zijn druk stellen. En het achter hier die, ik zeg maar die constructie van een buitelploeg met de manier van een spring. En het, ja.
tand agter wat dit nou 'n regte triptand maak. So hier is niks met breekbou te breek. Jy kan die klippe plant, hy gaan die klippe van jou uithaal. Maar die konstruksie kom van 'n buitelploeg af. En aan die onderkant het hy die skerp tand wat sny soos 'n mes. Ja. Daar is ander tande ook met tungsten op wat breë is. Verskillende opsies. Ons het 3. Né? Die tande kan almal die tandkombinasie met hierdie buitelploeg tripaksie. Dit maak ons uniek. Dit het niemand behalwe ons. So dis 'n billetjie van 'n veer. Ja, en klippe. So klippe kan jy handle want ek meen geen planter is mos regtig gemaak vir klippe nie. Maar die ene kan hom vat. 'n Boom met klippe sal weer wil kouters hê want hy wil ook nie die klippe uithaal nie. Die klip, die tand gaan nie om nie. Maar so 'n bietjie losmaak ook hier langs die pad. Maar ook wat ek dink belangrik is en ek dink weer eens as ons terugkom na die konstruksie toe, nê, nee, is want hierdie ding vat mos ongelooflike hammering. Actually, as jy nou 'n klip of 'n ding of wat ook al slaan en as jy gaan kyk, nou moet julle verstaan hierso, ek meen hy's op die wing daarso. Wat hy basies daar is. So as jy 'n klip daar slaan, jy gaan verskriklik daai aksie kry en as ek jou konstruksie kyk, jy het hom nie op een plek vasgemaak nie. Nee. Verduidelik my net gou op hierdie swivel want dit lyk of jy vir dit ook gekyker het. Wil jy dit nog 'n keer hoor, Joepie? Ja, ek wil. Goed. Hoekom stek ons nie? Want as dit 'n stekker was, sal hierdie konstruksie heeltemal gedisconnected wees en bo gaan park op die ander rye. Maar ons het hom 'n vaste konstruksie gegee wat 'n skaneeraksie is wat bymekaar bly en 'n dubbelbalk, 2 7-balke. Om sterk genoeg te wees om die rippertande aan die verpunte te kan handle. Hy kan deur die harde grond plant, hy kan deur jou grondpad plant met 'n tand wat nie pad gee nie. En die konstruksie is sterk genoeg vir dit. Ek hou van deur die grondpad plant. So turf nie 'n probleem nie. Jy sien, okay, en dan moet jy my nou hier kom billetjie van plante. Nee. Kyk, niks van dit is regtig nuut nie. Né? 'n Dubbelbalk konstruksie het ons op al die ander plante ook en die tande en die goed is mos al oud. Ons mondems is bekend vir dit. Maar op die einde van die dag, jy weet, dit gaan net oor as jy wyd gaan en moet kan opvou. Dis dan daar waar die triek inkom, nê. Nee. Dit is hoekom ons vertically fold. Ja, en nie sterk nie weens die sterk konstruksie. 'n Billetjie van 'n silinder wat die arms optrek en 'n meganisme wat self sluit. Dat hoe ook al dik die rotse is wat jy daaroor gaan, die ene gaan nie weer toelaat dat die ding wil toevou nie. Ek is met jou. So jy lok hom basies in plek daar. Nou, dit het met hierdie meganisme te doen. Hy nou oorslaan, oor die sy lyn gaan oor die lyn dat hy hom gesluit hou. Dan sê vas. Ja. Nou en verduidelik my gou wat is hierdie nuwe besigheid wat jy nou vir ons hier goed. Baie is in Douglas. Nee, in Douglas wil die mense in die na die koring oes in Desember dadelik weer plant. Want daar is nie tyd nie. Daar is nie tyd vir 2 oeste, is daar nie tyd nie. As die koringstroper deur is, moet die plante kom. Hulle wil nie brand nie. Dit was die situasie tot nou toe waar daar gebrand is die grond hard en dan gaan die 20 duim kouters sukkel en dus het Johan Jacobs vir die tande verander. Nou is harde grond gehandel, maar jy moet die kaf uit mekaar haak. Elke ou ken die roucleaners op die karretjie. Ja. Elke ou sinne is 13 duim, ons is 14.5. Op die karretjie is iets bijzonders. Maar buiten dit het ons nou nog 'n stel roucleaner moontlik tussen die snykouter, syne ook, en die tand. Dis presies dieselfde snykouter en tand, maar hier is dan nog 2 onafhanklike 16 duim roucleaners op. Yes. Wat gesleep word, dus in elk geval beter haak, zwaarder is, want hulle 16 duim en het 'n lang armkonstruksie. Plus ek kan nog met die vere hulle nog meer op die grond druk. So as ek reg is, ek sê hierdie goeders is en jy noem dit spesifiek 'n hark basies en hy gooi nou net letterlik daai kaf op die kante en dan kom jou, noem dit maar jou rippertand. Ja. Dan kom jou rippertand deur daarso en in die skoon grond basically. Ja. So dis dan nou die tweede ekstreem en as ons nou saam gaan na die klein plantetjie wat langs die groot ene staan, daar is nou die full monty op wat ons noem striptilplante. Okay, nou kom wys my gou vinnig daarso. So, hier is nou 'n 8-ry plante met snykouter eerste wat die kaf sny. Die eerste stel, presies dieselfde stel, haaktande wat getrek is, 16 duim op 'n SKF Agri-Hub, ja. wat sleep,
wat die eerste kaf uit mekaar haak, dan die kunsbestand met zijn billetjie van 4, maar dan is hier nog een rij, 16 duim, weer gesleepte tanden. Liewe ouers. Daarvoor het ons die constructie nog langer gemaakt. En dit is weer een spasieprobleem. Dus hoekom jy hom nie op die Wingmax kan kry nou. Daar is nie plek nie. Ek is met jou. So hierdie is extra lang gemaakt om 2 steller haken te hê. En dan het hy op die karretjie nog maar plek gehad om te sê, daar het ek nie maar nodig om te haak nie. Daar gaat ek nou 'n wybekelter vat, want soms is die grond ook hard na koring. Dit is baie waar. Nee, dit gebeur. Dan uit af, ek meen as jy mos daai tyd kry jy 50 mm reën wat net vinnig kom. Hulle kom so in die agtermiddag. Ja. En dan is hy hard. Ja, so op hierdie plante waar daar ook 'n paar van loop in Douglas, op hierdie plante het ons nou spesifiek uitgevind hoe lekker dit is om 'n roukline te trek in plaas van stoot. Ja. Hoe lekker dit is as die roukline op 'n lang arm van 'n meter getrek word. En die een niks te doen het met die ander ene. Die twee werk onafhanklik van mekaar, is aggressiever want hulle is baie groter ook en swaarder en veergelei. En dit dubbelt terwyl jy die tweede ene kan wyer laat loop as die eerste ene. So al hark die eerste, maak hy die pad nog wyer. En albei van hulle is 16 duim. So hier het ons nou geleer hoe ons die kaf gaan plant. En wat lekker is van hierdie planter as ek sy wyte net so kyk, en wat is hierdie agai? Dis 'n gewone agai op 76. Want dit is eintlik maar waar jy in jou besproeiing, daai is maar jou size planters wat ons oor die algemeen het. En ander ouens gaan nou 12 en 16 toe, maar nog steeds met hierdie ding is dit 'n kwessie van ek hoef hom nie te hak en so te sleep nie. Hy gaan deur al my meeste van my hekke gaan in elk geval kom. Ek verkoop jou graag 'n 16 ry plante, né? Dus, né, die twee langs mekaar, al wat jy inboet is die tweede stel roukliners sit dan nou, zoals jy dit ken, op die karretjie en hy is ook nie klein nie, weer eens 14.5 duim in plaas van 13. Ek is so alles wat jy eintlik dus sacrifice is die een snykouder. So jy kry nie baie minder tools, die ding gaan jou ver laat kom. So dan behoort hy gaan in elk geval die job doen. Ek is nie so gaan nie, jy moet net sê net nie ja. Kaf nie. Dis baie waar, nee. Maar ek wees, maar jy kry 'n haakstelsel op die plante wat skrik van niks. Uitstekend. Arend, dankie baie. Right, so, dit is hierso van die Groendag af. Maar nou Sem, okay. Aangesien die tema van hierdie jaar snaaks genoeg geword het, die hele striptil storie. Nou weet jy wat Manasem vir jou kan bring met daai dubbelhark besigheid wat hulle het, so hy hark aan die voorkant en dan het hy nog either die roukliners op die karretjie, of as jy na jou kleiner planters gaan kyk, dan het jy sommer daai dubbelhark aksie self wat daarso lê, wat baie ongewoon is vir jou klein planters, as ek 'n kleiner planters as ek dit so kan stel. So dan kry jy sommer daai opsie ook. Dis nie net die groot ouens wat kan striptil nie, jy kan dit met daai besigheid ook doen. So as jy belangstel, linkie bo of hier onder en dan kan jy met hulle in kontak kom. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.